Vanoggend het ons 'n dametjie. Haar naam is Lenique, sy bly hier op Leeupoort en ek en sy gaan bietjie gesels. So ek vra vir Lenique, kom sit hier by jou mic, dan praat ons. Môre dominee. Skus, ek is bietjie op my senuwees. Moenie vir hulle kyk nie, hulle is maar net toevallig hier, dis agter die glas. Jy bly op Leeupoort, Ja. saam met? Saam met my ouma. Ek bly nou al 5 jaar. Ek het so net voor COVID het ek by my ouma gaan bly. En ja, ons is soos peas in 'n pot, ek is al skaduwee. Okay. So ek het nog Maar vir jou, is dit lekker op Leeupoort? yes, te lekker. Mense raak verlief op die mense en die omgewing en dis net daai dis haar hartsport. Die lekker geskinder en Yes, natuurlijk. Ja, okay, ja. En almal weet meer van jou as wat jy van jouself weet. Is Te veel. partykeer 'n bietjie. Ja. Maar ek dink vir 'n jong mens is dit dalk maar 'n bietjie van 'n uitdaging ook. Daar is 'n downside. Ja, daar's baie jong mense, nee, en baie van die mense wat daar is dalk nie die regte pas by jou nie. Dis nie baie Christelike gemeente Ja, soos die jong mense. persoonlike verskil. So ek is maar meestal my maatjies is almal bo af die ouderdom. Dis nogal erg, maar ek raak lief vir die later. Ek wil nie eintlik daar weggaan nie. So nee, ek is En toe kom die vloed. ja, nee, dit het die Dinsdag aand gebeur en yes, waar ons bly het ons daai gedruis gehoor en dit is daai magtige gevoel wat jy in jou hart kry, so bewe dit. En ek het die oggend vir my ouma koffie gemaak en sê weer toe sê ek vir haar, let's go. Ons gaan kyk waar kom hierdie geluid vandaan. So ons was daar tydens wat hierdie brug besig is om weg te spoel, albei brûe. En mens kan nie iets anders as net daai heiligheid van jy staan daar en dis hierdie massa water wat daar verbyloop en jy kan niks doen nie. Jy moet nou maar wag tot die water. Ons is so klein, daai water, daai mag van daai water is net. Yes, en daai geluid. En toe saam met die krisis, toe gebeur daar iets. So, ons het die eerste 3 dae kon ons glad nie oor die water gegaan het nie en toe is daar 'n groot vergadering wat sê luister, hier moet nou 'n plan van aksie kom. Ons moet uit kan kom, hier's mense wat medikasie nodig en sulke goed. En toe kom daar 'n span van Trauma Rescue, Wild Met, Henk Havenga, is die hoofou. En hy het in die saal ingekom en ek het vir my ouma gesê, ek wil by hom gaan help. Ek voel ek moet daar wees. En deur die vergadering het hulle gesê, okay, dis die plan, dis wat ons gaan doen, hulle gaan brug bou, ons gaan toue span oor die rivier, laat ons mense kan in en uit kry. En as gevolg van krag wat af was, het baie mense petrol en diesel en goed nodig gehad. So daar moes uitkoms en inkoms wees. En na die vergadering het ek gou overal gaan aantrek en ek is na die water toe en ek het myself gaan voorstel aan oom Henk en gesê ek is hierso, ek is by die brandspan van Leeupoort, waar kan ek help? En dit is toe alles begin het. Ons het 3 dae saam met hulle gewerk, dit is 'n wonderlike groep, en tydens hierdie 3 dae het hulle gesien, daar is 'n potensiaal in my. Ek het borge gekry wat al my kursusse gaan betaal, saam met hierdie groep, om te spesialiseer in trauma en rescue gevalle spesifiek. Ek gaan noodhulp studeer, om die first responder te word in die omgewing as daar nood is, want dis nie altyd, dis 'n rukkie weg vir 'n ambulans om te kom. So, nee. Ja, so dis brand, jy het nou al van die Ja, kursusse ek het al 2 kursusse het ek gedoen en klaar geslaag. Ek het basic firefighting gedoon en grass and wildland fire. Basic firefighting en Ja, grass and wildland fire. so as jy in Leeupoort 'n vuur wil doodslaan, tussen 2 mense ook. Ek dink sy kan dalk vure tussen mense ook. Ek dink ek sien iemand dit aansteek. Ek raak so O, excited, so okay. ek sal hom dalk aansteek. Maar nou het ek volgende week, ek begin nou maandag tot donderdag, het ek my volgende groot kursus. Dit is 'n ICS kursus. So ICS staan vir Incident Control System. So altyd op hierdie stories, die mense wat daar rond staan met die walkies en vir almal sê waarom ek gaan nou dit leer doen om beheer te kan neem. Want ons het ook gesien tydens hierdie ramp, daar's nie
noodplanne en sulke goed nie. So saam kan ons werk om planne uit te werk om mense in en uit te kan Die kry in 'n ramp. struktuur, wie doen Yes. wat en waar moet wat gebeur en so aan. So jy loop nou hierdie groot kursus Yes. om daai persoon te wees wat dan die beheer neem en dan vir almal vertel wie moet wat doen en so aan. ja, nee. Haar groot bekommernis nie, haar uitdaging is dat ou oomie so stou nie hulle dalk sê, ag wat weet hierdie bogkind, en dat hulle eie ding, julle weet hoe is van die ou oomies, en ek kyk nou so rond, maar ek sien daarom nou nie van hulle hier nie, daar op Leeupoort. Ek hoor iemand sê vir my, jy weet, daar's soveel wonderlike goed wat gebeur in hierdie ramp, mense wat kom help, alles, en dan kom daar 'n oomie aangestap om te kom help, dan sien hy, die ander oomie is besig om te help en draai om en stap hy terug huis toe. Hy gaan nie help nie, want daar ook sien, julle ken hom. Nee, jy weet, daar's sulke tweespalt die heeltyd. En om vir haar nou kans te gee, ek gaan vir julle eendag sê hoe oud sy al is. Sy lyk baie jonger as sy het gesag. Sy kan dit doen. En die groot getuienis hier rondom is dat die Here vir haar in hierdie tyd, sy sit in Leeupoort, sy sê jong mens, wat is die toekoms? Waar kan die Here haar gebruik? En op die ou einde kom dit tydens hierdie vloed, tydens hierdie krisis, hierdie ramp, en die Here bring vir haar uitkoms. So ons is baie opgewonde saam met jou. Ons is baie dankbaar teenoor die Here dat hy vir jou hierdie deur oopgemaak het. Hierdie geleentheid en ons weet, ons bid vir jou, dat die Here vir jou magtig gaan gebruik. Dankie. Ek vra, is daar nog iets wat jy wil sê? Nee. Is dit reg? Ek vra gou vir die ouderlinge, of die kerkraadslede om net saam met my hier na vorentoe te kom. Dit is net vir die seën van die Here toe bid. Kom ons bid gou saam. Ons hemelse Vader, dankie dat U gewone mense gebruik. Soos Leniek nou net getuig het, toe sy daardie massa water sien, toe voel sy so klein, so nietig voor hierdie groot mag. Maar dankie dat U die een is wat in beheer is, wat die water beheer. En dat wanneer U ons bystaan, alles moontlik is. Ons wil bid dat U vir haar sal lei, dat U vir haar die pad gelyk sal maak, dat U vir haar hierdie droom sal laat waar word, waar sy in U naam, vir U, as U kind, 'n verskil sal maak. Nie net in mense se lewens op humanitêre vlak nie, maar dat sy ook oral waar sy gaan, iets van U sal agterlaat in mense se lewens. In Jesus se naam. Amen. Terwyl U nou so sit, U kan staan ook, gaan ons vir haar die seën van die Here toesing. Dit is omdat sy nog nie so oud is soos die ander twee oomies wat net nou kom het, ons 'n ander lied vir haar as vir hulle, maar U is welkom. Die woorde is op die bord, as U dit ken, sing saam, anders kan U net U hand uitsteek en die seën van die Here toebid. Kom ons staan.
oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Ek wil net byvoeg, miskien besef sommige van u nie regtig die grootsheid hiervan nie, want u lewe nie in 'n omgewing waar dit so intens ervaar word nie. My vrou en ek sit met 'n dogtertjie hier op Kuduskop en dit pla hierdie pa baie. Ons is op die platteland. Wat se geleenthede is daar vir haar? Waar gaan sy 'n maat ontmoet? Hoe gaan die lewe vorentoe vir haar uitwerk? Hier's nie Ubaro se poste is gevul. Sy het oral waar sy kan net sy probeer. Is net soveel geleenthede. So ek verstaan Lenique se behoefte aan vriende, aan werksgeleentheid waar sy 'n inkomste kan verdien en alles. En hier kom die Here in die tyd waar jy dit die minste verwag. Is dit nie? Ek sê die Here het altyd, die Here het 'n sin vir humor. Hy kom en dan op die oomblik wat jy dit die minste verwag, dan kom hy en dan doen hy iets groots in ons lewens. Al die eer aan hom. Kom ons sing die Ons Vader. Ons kan dit, terwyl ons so sit, sing ons die Ons Vader. Hey
Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes in die Here, wees gegroet vanoggend. In die naam van God die Vader, hy wat daar op die eerste dag gesê het, laat daar lig wees. Genade en vrede vir jou van Jesus Christus, ons Here, hy wat as lig kom mens word het, onder ons kom woon het, kom ly het, kom sterf het, opgestaan het uit die dood, vir ewig heers. Genade en vrede vir jou, van God die Heilige Gees, hy wat ons hart en ons harte en ons verstand verlig. Ons loflied is lied 200, U goedheid Heer. Kom ons staan, vers 1 en vers 3. Dankie, mag maar sit. Ek het net nou gesê, ons gaan 2 ou oomies vorentoe roep, hulle is nie so oud nie, hoor. Hulle is nog jonk, energiek. Dis 'n deel van die wonder van ons lewens, dat die Here van hemel en aarde gewone mense gebruik. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes, die charismata, wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Daar's vereistes vir die ampt. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, iemand wat bekwaam is om te leer, gewillig is om vir die ampt toegerus te word. Verder, die amptsdraer 'n hoë sedelike pyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Kerkraad het deur aankondiging 2 maal aan u bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte, aangesien daar geen beswaar teen hulle leer of lewenswandel ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort om hulle te bevestig in hulle ampte.
Ek vra dan nou die volgende 2 persone wat as ouderlinge verkies is, om hier na vore te kom. Nicolaas Johannes Steyn en Martinus Jacobus Dewold Breitenbach. Sien, hulle is nie so oud nie. Broers, u dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede in hulle belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet u u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek, siekebesoek, moet u die lidmate bystaan, vertroos in hulle geloof, versterk en bemoedig. U moet ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes, onverskilliges, moet u in liefde vermaan. Ten die wat in sonde volhard, moet u optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee in die uitbreiding van die koninkryk van God. Liewe broers, ons vra u om opregte antwoord op die volgende vrae, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Ten eerste, is u daarvan oortuig dat God self u deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het. Ten tweede, aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is. Ten derde, beloof u om u amp, soos dit aan u voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul. En dan in die vierde plek, beloof u om tot eer van God te lewe en onderwerp u uself aan die kerklike opsig en tug. Wat is u antwoord hierop? Ja. Wees getrou in die dienswerk. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. Gemeente, ontvang hierdie manne as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook u taak. Wees gewillig en bly moedig in die uitleef van u verantwoordelikhede. Stel u self beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Kom ons bid saam. Heilige Here, ons aanbid u in dankbaarheid. U is die een wat die kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank u dat u ook nou weer manne afgesonder het om op 'n besondere wyse in u gemeente te dien. Dit is ons gebed dat u hulle elke dag sal inspireer, sal toerus vir hulle taak. Help ons almal om u stem te hoor, om gehoorsaam aan u te wees en dankbaar saam te werk aan die opbou van u gemeente. Mag alles wees tot eer van u naam. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om vir hulle 'n handdruk te gee en 'n sertifikaat en dan gaan ons vir hulle ook die seën van die Here toesing. Vra weer die kerkraad om vorentoe te kom.
Kom ons staan, dan sing ons hulle die seën van die Here toe. Kom ons sluit ons oë in gebed. Heilige Here, U is so anders as wat ons U dikwels voorstel U sal wees. Hoe moeiteloos verander U groot dinge, groter as enige iets binne ons vermoë om te kan verander. Sonder moeite, U spreek die woord, rustig, met die krag van U asem. Dinge wat ver buite ons vermoë is, om enige iets aan te kan doen. Here, U stap 'n pad met elkeen van ons. U laat vir ons geen wegkruipplek toe nie. U is in ons. Nog voordat ons iets self dink, weet U dit. Al kan ek U nie met my blote oog sien nie, weet ek, U is oral. U is so anders as enige iemand anders wat ons ken. Here, al ons meritepunte, dit wat ons uit die goedheid van ons hart doen om U te beïndruk, tel niks. Maar tog bly U in ons geestelike armoede by ons. Ons het nodig om U te verstaan. Here, ons het U hulp nodig om ten diepste te begryp wat U uit liefde vir ons gedoen het en doen. Alles wat ons sien en beleef, wat ons op ons lewenspad tegemoet kom, het hulle oorsprong in U. Here, ons kan baie woorde gebruik, maar dikwels sê woorde so min. In hierdie oomblikke wat ons nou gaan ingaan, is dit tyd om op te hou praat, om te luister, te hoor wat U vir elkeen van ons sê. En daarom word ons nou stil voor U, o lewende woord. Ons wil U teenwoordigheid geniet. Ons wil diep adem aan U genade en U vrede en luister na die stem van U liefde. So kom ons nou tot rus in U omarming, soos 'n lammetjie in die arms en aan die bors van sy herder. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan uit Johannes 12 lees. Ek weet die teks is bietjie langer aangedui. Ek het gesê, dankie. Ek
Ek het dit tog toe hier reggestel. Ek dink op die advertensie wat uitgestuur is, was dit 'n langer teks. Ons gaan terwille van die tyd net hierdie eerste 8 verse. Johannes 12, die 83 vertaling sal hier op die bord wees. Vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien, Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring, en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van die disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwerstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Hy het dit gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Wat staan daar? Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Tot daar ons skriflesing. Judas en Maria. Kom ons kyk eers na Judas se reaksie op haar verkwisting. Judas was 'n disipel van Jesus. Hy was toegewyd, hy was hooggeag. Hy het 'n spesiale plek in die disipelkring, eintlik 'n vername plek in die disipelkring beklee, want hulle het hom vertrou met hulle beursie. Hy was 'n goeie penningmeester. Hy het selfs daar by die laaste avondmaal het hy die ereposisie langs Jesus aan tafel ingeneem. So hy was na aan Jesus en in die kring was hy 'n belangrike disipel. Wat het skeef geloop? Wanneer Judas so optree teenoor dit wat Maria gedoen het, gaan dit nie in die eerste plek om die verkwisting van die geld en die sorg aan die armes nie. Johannes sê hier, hy dra 'n duisternis in sy hart, want hy is 'n dief. Die geldsug, die feit dat Johannes sê hy is 'n dief en hy wil van daai geld, onthou daai bedrag, die waarde van daardie nardesolie wat Maria oor Jesus se voete gegooi het, is 'n jaar se loon van 'n arbeider. Dis baie geld. Dis baie duur. En natuurlik sou dit vir baie armes baie beteken het. Maar dit gaan oor dit wat in Judas se binneste, in sy hart leef. Het gaan daaroor dat hy teleurgesteld is in Jesus. Hy is teleurgesteld in die rigting waarop dinge verloop, waarin dinge verloop. Hy sien in Jesus se optrede en dit wat gebeur, goed wat hom ontnigter, wat vir hom aanstoot gee. Dis nie die verwagting wat hy van 'n Messias het nie. En in Matteus en Markus, onmiddellik na die salwing
stap Judas uit en hy gaan maak 'n uitleweringsooreenkoms met die kerkleiers. Sommige geleerdes, en hulle stel dit mooi, stel dit so dat hier, wanneer hy as het ware wanneer die geur van die nardesolie die vertrek vul, word dit vir hom die reuk van Jesus se dood. Die finale verplettering van sy droom. Ons gaan nou verduidelik hoekom. Ons onderbreek onsself net 'n bietjie. Johannes praat in een asem van Judas as 'n disipel en 'n verraaier. Hy is 'n disipel met 'n voorrangposisie. Hy is 'n vertroueling van Jesus. Judas se probleem was dat wanneer hy na dinge kyk, hierdie is baie belangrik. Wanneer hy na dinge kyk, na Jesus met sy verwagting, sy beeld wat hy in sy kop het van hoe Jesus as Messias moet wees en dinge moet verloop, doen hy dit berekend en voorwaardelik. Met ander woorde, sy somme moet klop en na sy voorwaardes moet nagekom. En volgens sy berekening was die kool nie die sous werd nie. En so werk dit tot vandag toe nog in mense se lewens. Daar's mense wat, jy weet, dit is vir my, dis een van die grootste misteries. Mense wat kerk toe kom, wat die woord van die Here hoor, wat as het ware na aan die Here leef, en tog in hulle self hier binne, waar niemand kan sien nie, sommetjies maak en sê, Here, hierdie deel van my lewe gee ek vir U. Sondag, kerk toe gaan, wanneer ek saam met Christene is, ja, maar hierdie deel van my lewe is my eie. Dit gee ek nie vir U nie. Dit wil ek nog vir myself hou. En so verloor hulle verskriklik baie. Jesus sê later in hoofstuk 17 van Johannes, Judas het alles verloor. Wanneer hulle dan uitgaan, soos Judas, om noodlydendes, om die armes te gaan help, dan is dit om humanitêre redes, dan is dit omdat hulle omgee vir hulle naaste, en hulle wil nie mense sien swaar kry nie, en hulle help. Maar niks van God word ook agtergelaat wanneer hulle wegstap nie. Kom ons kyk na Maria. Die tyd haal my in. Hoofstuk 11, net voor hierdie hoofstuk, is Lazarus dood. En met Jesus se aankoms daar, aanvanklik bly Maria agter, sy kom nie eers uit nie. Martha gaan uit om Jesus te ontmoet. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, gaan lees hierdie teksgedeelte. As U maar hier was, sou my broer nie gesterf het. Met ander woorde, hulle aanvaar die woord Here wat sy hier gebruik, en net nou Maria ook, wanneer sy voor Jesus se voete gaan neerval, gebruik sy ook die woord Here. Dis kurios, dit is Here. Hulle erken hom as Messias, as Here. Maar hulle in hulle verstaansvermoë is sy mag beperk tot dus kan die dood. As U maar hier was,
Voordat hy dood was, sou hy nie gesterf het nie, want u sou hom kon lewend maak. En Jesus sê vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? En sy sê, ja, Here. Ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe gaan roep sy vir Maria, sê kom, die leermeester roep jou, Maria kom, en wanneer sy voor hom kom, kniel sy, en sy sê vir hom, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En daardie verskriklike, hartroerende toneel, waar Jesus vir hulle sê om die graf oop te maak, en waar hy ween. Hulle wil hom stop, hy sê rol die klip weg, hulle wil hom stop. Here, hy ruik al, dis al die 4de dag, dink 'n bietjie, 4 dae dood. Jou liggaam is nie meer dieselfde nie. 4 dae, is nie in 'n yskas nie. Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het die klip weggerol, Jesus het opgekyk boontoe, Vader, dank u dat u my verhoor het, ek weet dat u my verhoor, maar ek sê dit terwille van hierdie mense wat hier rondom my staan, terwille van die mense wat hier rondom my staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Van geloof dat Jesus wonderwerke hierdie kant van die graf kan doen, na 'n geloof van die een wat mag het oor lewe en dood. Nou kom ons terug by ons gedeelte. Wanneer Maria hierna om te kom en hierdie nardesolie oor sy voete gooi en dit met haar hare afdroog, vul daardie geur die hele vertrek. En hierdie daad van haar moet by wyse van spreuke, want dit is 'n daad wat gedoen word deur iemand wat besef wie hy is. Onthou ons het verlede Sondag gesê, wanneer was dit? Vroeër, toe Jesus Jerusalem ingekom het, 2 Sondae terug. Die skare wat rondom hom staan en skree, red ons, Hosanna, red ons. Maar die redder is daar, hy is op pad, kruis toe, hy gaan hulle red, maar hulle verstaan hom heeltemal verkeerd. Hier is iemand, vir die eerste keer wat ons in die Bybel lees, wat werklik verstaan waaroor dit gaan. Sy het nog baie om te leer, maar sy weet. Paulus sê, ons sê hierdie geur van die nardesolie word as ware die geur van haar lewe voor God van hierdie oomblik af. Paulus sê in 2 Korintiërs 2 vers 14, maar aan God die dank, hy praat nou met ons, hy sê hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus, deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring, soos vir Judas. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. Dis wat Paulus sê. Die bedoeling van Maria se spontane liefdesdaad is nie maar net 'n blote dankbaarheid nie. Dit is 'n geloofsrealiteit
En op hierdie manier word nie net haar liefde teenoor hom verkondig nie, maar begin ons iets waarneem van sy liefde vir ons. Iemand skryf, in haar spontane liefdesbetuiging teenoor Jesus, het sy nie net die groot arme in hoofletters gesalf nie. Hy wat koning van die heelal is, wat kom arm word het vir ons. Alleen. Sy het nie maar net hom gesalf nie, maar sy liefde vir arme sondaar mense as 'n totaal nuwe lewenstyl aan die wêreld getoon. Dit is van hierdie oomblik af wat Jesus se heerlikheid, sy reddingskap, sy messiaanskap gekoppel word aan sy kruisdood. Jesus se woorde dat sy hierdie olie moes bære vir sy dood, om hom te salf vir sy dood. Wat later die belydenis van die kerk sou word, toen Maria hier in eensaamheid. Wat is die verskil tussen Judas en Maria? Judas berekend, hy het voorwaardes waarbinne hy 'n raamwerk waarbinne God moet optree en moet doen, en as dit nie daan pas nie, dan sy ontnigter. Maria wat haar net oorgee aan die een wat sy alles vir ons kom gee het. Die een wat op die ou einde deur God verlaat sal wees, sodat ons nie deur God verlaat hoef te wees nie. Mag dit die teken van ons lewens wees. Amen. Here, dankie vir hierdie voorbeeld van Maria. Dankie vir die voorbeeld van Judas ook, dat ons hieruit kan leer. Dankie Here dat U ons in staat stel om reg te leef, omdat U deur U Gees in ons woon en in en deur ons werk. Word U verheerlik in Jesus se naam. Amen.